Dit is vandag Vrydag 19 Desember. Baie welkom by hierdie luistermeditasie. Ons is in die derde week van Advent en die skrifgedeelte waarby ons vandag gaan stilstaan is Jesaja 35 vers 1 tot 5 en vers 10. Ons gaan dit lees in die 83 vertaling. As jy die Adventskerse by jou het, wil ek jou vandag weer uitnooi om saam met die Christuskers en die eerste 2 Adventskerse die ligrooskers van vreugde aan te steek. Mag Christus se lig jou hart verlig. Mag jy dit aanvaar ook as 'n geskenk vir jou. Haal 'n paar keer lekker diep asem en raak bewus van God se intieme teenwoordigheid in hierdie oomblik. Ek gaan vir ons voorgaan met 'n gebed deur Steve Holmes wat ek vrylik vertaal het. Here, U is werklik my vreugde. Selfs in tye wat dit vir my moeilik is om dit te voel, herinner die selle in my liggaam aan U liefde, aan U nabyheid. Die sinapse van my senuwees omhels mekaar soos vriende. 'n Stille fluistering van U wysheid wat deur my vloei. My kliere het 'n vonkel van U lig. Hulle deel hul gawes mildelik uit aan mekaar. En my longe, selfs wanneer hulle swaar trek, bid vreugde uit elke asemteug en gelei U goedheid deur my hele liggaam. My witbloedselle kom vee die strate skoon uit liefde vir elke inwoner van hierdie liggaam. En wanneer ek gewond of gesny word, kan ek voor my sien hoe vel na vel uitreik en roep. Hoe weefsels mekaar vind, hoe daar genesing voor my oop plaasvind. 'n Heilige getuienis dat Hy elke deel gemaak het om vir die ander te sorg. Here, dankie dat ek kan ervaar dat wanneer hierdie liggaam van my nie gesond is nie, staan al sy inwoners saam. Elkeen gee hul beste uit liefde vir die geheel. En my hart klop, slag vir slag, getuig van die ritmiese teenwoordigheid in my. Jesus Christus, mag hierdie ritme al meer my lewensvreugde raak. Jesaja 35 vers 1. Die woestyn, die dor land sal jubel, die droë wêreld sal juig, oortrek met afgodille. Hy sal in volle bloei staan, hy sal juig en sing. Hy sal die pragt van die Libanon hê, die skoonheid van Karmel en Saron. Israel sal die mag van die Here sien, die koninklike mag van ons God. Bemoedig die wie se hande slap hang, help die wie se knie knik. Sê vir die wat moed verloor het, wees sterk, moenie bang wees nie, julle God is hier. Hy kom om wraak te neem, om julle vyande te straf. God kom julle red. Blinde sal kan sien, dowe sal kan hoor, lamme sal kan rondspring soos takbokke. Stommes sal kan sing. Stromende water sal uit die woestyn uitbars. Daar sal riviere loop in die droë wêreld. Die wat deur die Here verlos is, sal terugkeer. Hulle sal juigend in Sion aankom. Hulle sal altyd straal van blydskap. Hulle sal vol vreugde en blydskap wees, ellende en smart sal verdwyn. Hierdie is 'n ryk profetiese teks, waar Jesaja vir ons 'n prentjie skets van wat dit beteken, wanneer die Verlosser verskyn. Wat het jy vandag in hierdie teksgedeelte gehoor? Watter woord, of gedagte of beeld het met jou gepraat?
In vers 1 sê Jesaja, die woestyn sal juig en blom. Die aarde weet, ons wat aangestel is as haar versorgers, het haar al by tye tot op haar knieë gedwing, haar juwele geneem, haar uitgebuit met ons eetlus na meer. Sy treur in droogte, haar gletsers val soos glas wat verpletter word. Net soos ons is sy ook op hierdie wankelrige reis, op pad na die belofte van Christus se koms. Sy dra 'n visioen in haar hart van vreugde sonder einde. En tog hou sy nie in die tussentyd terug nie. Sy hou aan voorsien, want sy is ook woord wat vlees geword het. Haar vreugde is haar Skepper, wat altyd aanhou om in oorvloed te gee, al lyk dit of daar min is. Want dis wat genade doen. Selfs woestyne wat nog nooit die luksheid van oorvloed geken het nie, staan gereed om uit sy nate te bars. Niemand het meer vreugde en hoop as die aarde self nie. Dink vir 'n oomblik na oor jou geloofsreis. Hoe sal dit lyk vir vreugde om uit sy nate te bars deur jou, al voel jy daar's te min om te kan gee? Ek dink ons is so mekaar gesit dat ons maklik dink daar's te min, wanneer daar eintlik oorgenoeg is. Nie om 'n ontkenning te wees vir waar ons bevind nie. Maar hier in vers 3 hoor ons hoe ons aangemoedig word ten spyte van ons omstandighede, om op te daag met hoop. Vers 3 sê, bemoedig die wie se hande slap hang. Help die wie se knie knak. Sê vir die wat moed verloor het, wees sterk, moenie bang wees nie. Julle God is hier. Ek dink daarom is hierdie so 'n aanmoediging vir elkeen van ons. Elkeen wat langs 'n siekbed sit, wat laat wakker bly om te versorg en die verslag klaar te maak, wat met jou eie donkerte worstel, moenie bang wees nie. Jy wat na die ekstraal staar en die slegte nuus staar terug, wat nog 'n moeilike ontmoeting in die gesig staar, nog 'n moeilike gesprek, wat alles voel wat in almal om jou uitspeel, hou moed. Jy wat die wreedheid en gierigheid van die wêreld in jou vel voel, wat dit betreur, wat wil uitskree, hoe kan dit so aangaan? Wat briewe en gebede oor ongeregtigheid skryf en dit leef, wat in stilte buite die tronk staan. Bly standvastig. God is nie ver nie. God is nie draakmanieagtig of tartend nie. God is hier om te vergesel, om aan te moedig, om saam te huil, lief te hê en om te red. Staan vas in jou geloof, want dit is juis in jou swak hande en in jou knakkende knieë waar die geliefde verlosser teenwoordig is, waar hy besig is om gebore te word. En wanneer jy nie kan aangaan nie, laat rus, laat sak jou kop, want God hou aan. Mag Christus in hierdie dae jou verlange rig. Mag jy nie ver verby die horison probeer kyk na die uitkoms nie, maar mag jy gedra word deur sy onderhoudende teenwoordigheid hier en nou. Wat het vandag in jou hart beweeg tydens hierdie meditasie? Praat met die Here daaroor.
Here God, ek bid dat my hart in hierdie dae lig sal word. Mag ek opnuut beleef hoe ek deur U gedra word. Nie deur goedkoop beloftes van vertroosting nie, maar die teenwoordigheid van U genade. Beskerm my hart teen sinisme. Ontsluit my hart, sodat selfs die pyn van hierdie wêreld kan insuipel. Want die liefde van die een wat by ons is, weet ek droog nooit op nie. Eerder as om te raai wat die toekoms inhou, wil ek hierdie diep verlange in my eer. Ek smag na iets heiligs in hierdie dae, Here. Ek smag na tuiskoms by U. By tye verlang ek dat hierdie wêreld anders moet lyk. Maar die wêreld wat U vir my gegee het, is hierdie een. Ek voel die geboortepyne van die lig wat besig is om te breek. En daarom bid ek dat U sal rigting gee aan my verlange, sodat U nuwe wêreld deur my gebore sal word. Amen.